Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vir hierdie dag. Nou, dit was glad nie die idee om eintlik aan te sluit by gister se boodskap nie, glad nie. Maar wanneer die Heilige Gees praat, is jy gehoorsaam. Of wat sê ek? So gister het ons gepraat oor wat is daar wat God vir jou wil hê? Nou vandag kan julle seker net raai waaroor ek wil gesels. Ja, dit is wat God nie vir jou wil hê nie. En wat is daar wat hy nie vir jou wil hê nie? Eerste ding, hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie. En waar lees ons dit? Die bekende vers Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou kind van God, dit is iets wat verskriklik belangrik is vir God, is dat nie een verlore gaan nie. Of jy nou glo en of jy, selfs as jy nie glo nie, dis juist veral, wanneer God wil hê jy moet nie verlore gaan nie. Nou, hoekom sal ons verlore gaan as ons glo? Die duiwel is slinks. Die duiwel het taktieke taktiek, laat ek het so stel. Kom kan ek nou nie daai woord uitspreek volgend nie. Hy het 'n taktiek wat hy gebruik om jou so negatief te maak, om jou so te beïnvloed. En dan, al is jy 'n kind van God, kan jy verlore gaan. Hoekom? Want hy maak jou heeltemal van die pad afgaan. Heeltemal. En dis iets wat ons so moet waak teen, my boetie en sissa, is om nie toe te laat dat die duiwel ons onderkry, dat ons verlore gaan nie. Want dit is wat God wil hê. God wil hê dat ons nie verlore gaan nie. Hy wil dit nie hê nie, my boetie en sissa. Dan natuurlik ook 'n tweede ding, wat God nie wil hê nie, is dat ons gevangenes is van slawerny. Nou, ons almal weet van die slawe wat uit Egipte bevry is. Nou, ek praat nie van so slawerny nie. Jy kan van sonde 'n slaaf wees. Jy kan van verslawing, kan jy 'n slaaf wees. Daar's soveel dinge waarvan jy 'n slaaf kan wees. En God wil dit glad nie vir ons hê nie. Hy wil hê ons moet vry wees. Wanneer God jou vrygespreek het, dan is jy waarlik vry. En dit kan jy lees in Johannes 8 vers 36. God wil hê ons moet vrylik leef. Hy wil hê ons moet vry wees. Nou nie op so 'n mate dat die vlees oorneem en dat ons nou dink omdat ons vry is, nou kan ons maar doen wat ons wil nie. Nee, vry van slawerny, vry van dinge wat jou vashou. God, ons dien 'n God, die een wat die kinders van Israel uit Egipte uitgelei het, hulle van slawerny bevry het. Dit kan ons lees in Exodus 20 vers 2, Deuteronomium 5 vers 6, daar's regtig baie verse wat dit staaf, dat God het die kinders van Israel uit slawerny uitgelei, en hy wil jou ook uit slawerny hê. Hy wil hê jy moet vry wees van hierdie slawerny waarin jy jouself bevind. So my boetie en sissa, dis wat ek graag met jou wil deel. Moenie dink dat God wil hê jy moet vasgevang wees nie. God wil hê jy moet in depressie ly nie. God wil dit juis nie hê nie. Hy wil hê jy moet vrymoedigheid hê om sy naam te verkondig, om na hom toe te kom in gebed, om 'n verhouding met hom te hê, maar dit moenie voel, Here, ek is eintlik so skaam want ek is nog vas in die wêreld, ek is nog onder slawerny nie. Nee, my boetie en sissa, jy is geroep om vry te wees. En onthou, waar die Gees van die Here is daar vryheid. En as jy die Gees van die Here toelaat in jou lewe, om in jou lewe te wees, dan kan ek vir jou sê, is jy vry. Dit kan jy lees in 2 Korintiërs 3 vers 17. Kom ek bid vir ons. Vader, ek dra my boetie en sissa nie op vir hulle wat nou nog so vasgevang is in slawerny van verslawing, slawerny van sonde. Liewe Here, U het gekom om ons vry te maak. U wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Ek bid dit my boetie en sissa vandag vrygemaak sal word in Jesus Christus naam. Asseblief, liewe Vader, in die kosbare naam bid ek dit. Dankie Here. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself. En natuurlik as dit die Here se wil is, praat ons maandag weer, amper sê ek môre, sjoe. Maandag gesels ons weer rondom die woord van God en deel ek met julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, lekker naweek vir almal, mooi bly, totsiens.